Die boodskap van vandag is die tyd loop uit. Die tyd loop uit. Ek lees vir jou uit Titus 3 vanaf vers 4. Maar toe die goedheid en menseliefde van God ons verlosser verskyn, het hy ons verlos. Nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming. Bewyse van die afwassing deur die wedergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het deur Jesus Christus, ons verlosser. Besef nie, my liewe broer en susters, dat die heilige dispensasie van genade nie vir ewig sal voortduur nie. Ja, ons weet God se genade sal nooit ophou nie, maar die tyd daarvoor gaan eendag verby wees. Tyd staan nooit stil nie. Daar kom 'n dag, en wees verseker, dis baie vinnige pad. Dan is jou en my kans vir genade by God verby. Petrus kom, en hy skryf in 2 Korintiërs 6 vers 2, hy skryf die volgende woorde: Kyk, nou is die regte tyd, nou is die dag van redding. Weet jy hoekom hy dit geskryf? Hy het geweet van uitstel kom afstel. Hoeveel keer het jy al dinge uitgestel in jou lewe en dan is dit uiteindelik van afgestel? Hoe dikwels in ons lewens het jy iets uitgestel wat ons weet goed vir ons sou wees? Op een of ander manier het ons nooit regtig daarby uitgekom om te doen nie. Dit is die verhaal van ons lewens, né? Elke week kom ek laas 10 dan sê ek vir myself, hierdie week, gaan ek met oefeninge begin. Maar dan voor ek myself kan kry, is dit donderdag, is dit Vrydag en Saterdag, en dan is ek moeg, dan wil ek rus. En daar het niks gekom van my goeie voorneme nie. Weet jy van dit? Het jy dit ook al gesê? Gaan so 'n bietjie oefeninge doen, gaan so 'n bietjie minder eet, gaan so minder vleis eet en meer koud drink, né? Ons doen ons sulke goed. Ons sê ons ek wil beter wees, ek wil beter gaan. Wat is daar? Dink mooi bietjie nou daar mense. Wat is daar in jou lewe? Watter goeie ding stel jy keer op keer uit? Vir baie mense dit wat hulle aanhoudend uitstel, daardie besluit, my liewe suster, om God eerste te stel. Kyk ek om my rond, dan lyk dit nie vir my dat mense God eerste stel nie. Hulle rus is vir hulle belangriker as om by God uit te kom. Dit wat hulle nog moet doen is vir hulle belangriker as om by God uit te kom. Om nie enige verskoning te soek, om nie by God uit te kom nie. Mense soek verskonings. En hulle sal die kleinste goedjies gebruik om hulle self te regverdig. Ek wil jy maar net vir 'n oomblik stil staan vanoggend. En dit hanteer wat jou die ewige lewe kan kos. Dink bietjie, wat kan jou die ewige lewe kos? Daar is 'n woede by jou. Ek noem 'n paar dingetjies. Of 'n verslawing wat jou vashou, waar jy nie kan loskom van nie. Of een of ander boesem sonde, dit wat jy wegsteek vir almal, jy onder jou baadjie, niemand weet van nie. Dalk is dit onvergewensgesindheid. Ons het ons geleer van 'n olifant, ons vergewe nie, maar ons vergeet nie. Of dalk 'n hoogmoedige hart, of dalk 'n bietjie neidigheid. Dalk is jy 'n persoon wat daarvan hou om vrede te verbreek. Jy's dalk 'n spoorsoeker. Ons weet nie, jy sal weet of jy daarvan om verwarring te skep. Ek glo, as jy vandag so 'n bietjie diep daaroor nadink, sal jy Heilige Gees vir jou openbaar, wat kan jou die ewige lewe kos? Daar is iets wat jou dit kan kos dalk. Hoe skoon is jy voor die Here vanmôre? Ons staan dikwels in ontkenning, want ons rasionaliseer baie dinge. Ons sê ons, ek is nou te besig om dit te hanteer, ek sal later aandag daaraan gee.
Dis met alle liefde wat ek vanmôre vir jou kan sê en jou kan aanspoor. Kan ek jou so 'n bietjie gryp vanmôre, kind van die Here? In 2 Korintiërs 6 vers 2 het ek die boodskap gaan uithaal, hierdie woorde. Hoor wat sê hy in die Bybel. Op presies die regte oomblik het ek jou hulpkreet gehoor. Daardie dag toe jy my bitter nodig gehad het, ek jou gehelp. Wel, dis nou weer sulke tyd. God se tyd van redding is hier. Vandag is die dag. Moenie hierdie geleentheid deur jou vingers laat glip nie. Dis nou die regte tyd. Die dag van redding is hier. Maar pastoor, ek is mos gered. Weet jy wat? As jy 99,9% gered is, dan 1% wat jou in die hemel uitkry. So erg is dit. Dis nie elke een rap in sy maat wat in die hemel gaan kom nie. Ek sê dit nou vir jou, my liewe suster. Ons moet meer heilig lewe. Ons moet meer nader na die Here toe lewe. Van vandag af wil ek hê jy moet vir jouself sê, myself, ek gaan beter doen. Ek gaan my lewe in volle oorgawe aan God gee. Ek gaan niks terughou nie. My lewe behoort nou aan die Here. Want dan sal ek God se genade ten volle kan ontvang voor dit te laat is. Ek gaan in my gedagtes, my optrede en my gevoelens plek maak vir God se gees. Ek gaan bietjie my eie dinge agtertoe skuif en sê, Here, met U volheid kom woon in my. Kom doen wat U wil. Weet jy wat? Deur as jy sulke dinge begin doen, ruil jy eintlik jou ou lewe vir God se manier van lewe. Word wakker, my liewe suster. Hierdie is nie 'n grap wat die mense doen deesdae nie. Ek was verstommend. Ek kyk 'n fantaborrel met 'n skopbeen van iemand op. Ek is dit nou net gesien. Waar gaan die lewe heen? Ons moet meer beraad wees. Ons moet meer druk en sê, Here, meer van U in my lewe. More of your love. Moenie dink dat jou redding deur enige godsdiens gaan kom nie. Dit kom ook nie deur werk nie, nog minder deur wetsonderhouding. Redding kom nie deur jou menslike geregtigheid nie. Niks wat ek en jy kan doen, kan jou red van die hel nie. Jy sal slegs gered word, my liewe suster, van die ewige dood deur te glo in Jesus Christus. Here, wat sê U vir my? Here, hoe moet ek dit doen? Waar moet ek gaan, Here? Wat wil U hê moet ek doen? Efesiërs 2 vers 8 sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede op homself trots te wees nie. Kan ek nou vanmôre opreg sê, of jy dit wil glo of nie, die tyd lê uit. God kom vanoggend en hy bied ons nog geleentheid om seker te maak van ons saak met hom. Hy wil hê dat as daar iets is wat tussen jou en hom staan, jy vanmôre tot versoening kan kom en sê, Here, hier is ek. Ons het gesing, maak my skoon, Here. God bied nou versoening aan deur die evangelie van genade, word versoen van God, sê 2 Korintiërs 5. Glo vandag in die evangelie, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, sê hy nou vir ons. Wat is die groot vraag vandag? Waar gaan jy die ewigheid deurbring? Oral ons kan sien dat mense in 'n toestand van ver van God af is. Ek het met 'n skok agtergekom dat manne wat op die kansel staan, selfs bedienaars van die Here, eintlik ver van God af leef. Daar is nie dinge soos broederliefde in hulle lewens nie. Hulle is besig om hulle eie troontjies te bou. Ja, selfs hulle wat gereeld in die kerk sit, leef eintlik ver van God af. Nou kan ek jou vra, wat maak 'n mens wat ver van God af leef? Dit is daardie uitstelgees. Daardie vermoë om iets weg te redeneer en daarvan dan te wil vergeet. Ek sal môre, ek sal volgende keer, pastoor, ek wil net nog 'n bietjie doen wat ek nou doen. Mense wat sê, is dit regtig nodig? God sal dit nie van my verwag nie.
En dan los hulle dit, die verandering wat God wil hê, so 'n bietjie op ys. Ons nou vir my gesê, ag pastoor, jy maak dinge te erg. En dan kom hulle verdra hulle die waarheid. Of hulle wil regtig beter weet, want hulle hart is vol trots. Wil jy weet, wat beteken dit volgens die woord van die Here? Daar is 'n gees in so 'n mens, wat God eintlik haat. Jy sien, haat en liefde is ons naby mekaar. En die een as wil hy sê, ek is lief vir die Here tot op 'n sekere vlak, dan wil hy nie meer nie. Dit klink roof vanoggend, nee. Wie haat God? Dink mooi, wie haat God? Die duiwel, die slang. En as jy as so 'n persoon so uitstel, afstel storie, so die mekaar lewe wil ry, in plaas van geordend te leef volgens wat God vra, dan het hy eintlik 'n slanggees in hom. Hulle sit in die kerk, en hulle het 'n verkeerde gees in hulle. Ek noem dit die Leviathan gees. Het jy al daarvan gehoor? Dis die trotsgees, wat waarheid verdraai, wat harte verdeel, wat God teenstaan in alles. Die Here sê, julle my loof. Ja, Here, ek sal dit volgende keer doen. Die Here sê, prys my naam. Ek voel nie nou gerus om God te prys nie. Die Here sê, steek jou hande op, gee oor aan my. Ek weet nie wat ek moet doen nie. Jesaja 27 praat hiervan, vers 1, hy sê, op daardie dag sal die Here met sy ernstige swaard, groot en sterk, Leviathan, die vlugtelingeslang, die ek bly daar woord verkeerd sê, Leviathan gees, die verdraaide slang straf, en hy sal die reptiel wat in die see is doodmaak. Gaan lees bietjie op Bybel, ons sien dit kry. Job het daaroor gepraat. Dit staan in Openbaring. Ons moet besef dat daar 'n geveg is wat ons nie fisies kan sien nie. Daar is aanvalle wat ons nie kan sien om ons gebeur nie. Sommige aanvalle kom deur onsigbare geestelike dinge. Dit verdraai woorde en dit laat mense harte vol trots word. En een van hulle is die Leviathan gees. Dis nie net 'n simbool in die skrif van die Here nie. Dis 'n verteenwoordig, kan ek dit lees, 'n demoniese prinsdom van trots, verdraaiing, opstand, aanklag en geestelike verstikking. Dit werk so stilweg onder die mense. Hulle dink hulle is nog by God, maar dit lankal al weggestap van die Here. Kan ek eintlik sê dit geseil van die Here af. Dit tree in verhoudings in. Dit dryf, kom binne in kerke in bedienings in. Dit kom in familielewens in, selfs gebedlewens in. Baie mense probeer die simptome daarvan weg, maar hulle moet by die wortel van die kwaad uitkom. Die Leviathan gees spesialiseer om woorde te verdraai, om misverstande te skep, om trotsheid te voed, om tweedrag te veroorsaak, om harte te vaar, om nederigheid dood te maak, om gebed stil te maak. Mense wil nie bid nie. Besef jy dit? Bid jy nog, my lieve broer en suster? Bid nie, ek praat nie van bid vir die voedsel wat jy gaan eet nie. Voordat jy die dag aanpak, of naand voor jy gaan slaap, daar in jou werksituasie, bid jy nog? Hulle skep 'n geestelike swaarheid in die kerk. Hierdie gees maak dat mooi mense hulle hart en verstand toemaak, om nie te glo dat God mense wil en kan verander nie. Hoe kom dit verander, sê die mense? Daar is niks wat my verkeerd nie. Daar is selfregverdiging. 'n Persoon wat onder die invloed van hierdie gees is, regverdig alles wat hulle doen. Dat hierdie week die goed lees te besef, dat Here, daar is ons mense. Job 41:34 sê, hy kyk na alle hoë dinge, hy is die koning oor al die kinders van trots. Trots woon, of trots is die troon waarop die Leviathan gees sit. Hierdie gees fluister, jy is altyd reg, man. Niemand kan jou reg stel nie. Jy weet mos meer as ander. Jy het nie raad nodig nie. Jy sien die oomblik wanneer in nederigheid verdwyn in hoogmoed, dan bedrieg jy eintlik jouself. Baie gelowiges wil bid vir krag, maar hulle wil nie hê dat God hulle moet verander nie. Here, geef my krag, maar moet nie my lewe verander nie. Ek hou so van my lewe.
Baie mense wil genees word, maar hulle wil nie toelaat dat God hulle genees nie. Hulle lees die versies oor genesing. Dis kom mense steeds in toestande sit. Jy moet rus nie op trots harte nie, my liewe suster. God kan swakheid genees, maar hy verwerp trots. Het jy al ooit iets goed gesê, maar dit is verkeerd ontvang? Het jy dat gesê? Jy sê iets moois vir iemand, dan val hy uit dit heeltemal verkeerd. Hoekom? Want hy dan gees in hom wat nie reg is nie. Jesaja 27 sê, Leviathan, daardie verdraaide slang. Het jy al ooit noukeurig opgemerk dat daar konstante verwarring of onnodige argumente of vreemde misverstande is? Hy verdraai gesprekke tussen man en vrou. Jy sien, hy wil tussenin kom. Tussen predikers en gemeentelede, tussen vriende, tussen ouers en kinders, wil hierdie slang hom inwerk. Hy gebruik mooi woorde tot 'n skerp wapen. So volgende keer as jy so bietjie ongelukkig is en jy jou stem dik maak daar teenoor die vrou, byt jy jou tong af. Asof ons 'n slang vuur te spieg by die broers. Dieselfde vir die vrou. Kom ons kom weg van hierdie goede af. Ja, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Is teen die bose magte, dit in die lig. En hierdie slanggees seil in die kerke in vandag. En dit vat mense eintlik weg van God af. Weet jy wat doen hierdie ding? Hy wil nie jy moet intimiteit met God hê nie. Hy wil nie jy met jou hart voor God oopmaak nie, of jou hart verloor op die Here nie. Hy wil nie jy moet God ten volle aanbid nie. Ek het al gedink hy het vir jou bank gegee om vas te hou. Ek het al gevra, mense steek net jou hande op in vrymoedigheid voor die Here. Hy wil nie jy moet vrymoedig wees nie. Dan klou die ouens hierdie bank so vas dat hulle negels eintlik wit. Die broers en susters, is 'n slanggees daai. Hy wil nie jy moet God aanbid nie. Hy haat eintlik vir God. Ek sê groot goed nou vandag. En as dit vir jou is, sou weet, maak dit net reg met die Here. Moenie oor my bekommerd wees nie. Hy kom met groot gedagtes van, ek hoef geen oorgawe my hande na God op te lig terwyl ek aanbid nie. Kom aan. Wanneer ek God aanbid, gee ek ons oor aan die Here. Here, hier staan ek, koos. Ek gee my oor aan die lewe, Here. Het is my so wonderlik om U te aanbid. Daar is niemand soos U nie. Wat sal die mense sê, pastoor, as ek dit doen? Of, pastoor, weet, ek is nie so soort mens nie. Ek is maar toegevang, jy weet. Ek kan nie te hard vir Jesus sê dat hy die liefling van my siel is nie. Ek het nie vrymoedigheid nie. Mense sê hierdie verskonings, en 'n verskoning is om iets te doen wat God vir jou vra om te doen nie. En intussen verloor jy die kosbaarheid van die nabyheid van God en jy ervaar nie sy wonderlike teenwoordigheid nie. Jy sien, hy wil jou nie donker te hou. Hoekom? Omdat aanbidding trots verbreek. Want jy maak jouself nederig voor God. En gebed openbaar duisternis. Hy wil jy moet in die donker wees. Jy sit na by die lig, maar jy steeds in die donker. Breek deur die donker in die lig in my liewe suster. Die teenwoordigheid van God sal hierdie verborgde slange in mense se lewens verbreek. Hoe nader jy aan die Here toe kom, hoe meer werk die Here in jou lewe. Hoe nader jy na die Here toe kom, weet jy, dan maak hy sommer, voordat jy vra, daai siekte in jou liggaam gesond. Hoe nader jy aan die Here kom, my liewe suster, dan begin jy krag kry, soos die van 'n ribbok, jy begin opspring, halleluja. Want hoe nader jy aan God kom, begin die vuur van die Here jou nuwe krag gee, halleluja. Jy word sterker en sterker by die dag, halleluja. Hierdie gees bring geestelike droogheid. Die ouens as 'n spierwit aan hulle lippe, so droog is hulle. Want hulle word drink nie van die water van lewe nie. Dit bring gebrek aan gebed. Dit bring dat jy koue aanbidding bring doen vir die Here. Wat sê die Here? Was jy nou met koud of warm? Nou sê nou, weet Here, ek wil net so bietjie van U voel. Ek wil net so bietjie in teenwoordigheid staan. Man, dis ons is daai. Doen dit met jou volle lewe.
Aanbid die Here vir wie hy is, halleluja. Die Here sê in Jeremia 23:29, is my woord nie soos 'n vuur nie, sê die Here, halleluja. Ek sal dit uit jou lewe uitbrand wat nie in jou hoort nie. Wanneer die vuur van God toeneem, verloor alles in 'n grondgebied om jou. Prys die naam van die Here. As jy dan met van hierdie simptome in jou lewe sit, wil ek vir jou vanoggend sê, moenie dit verdedig wat God vanoggend vir jou wys nie. Moenie sê, dis nie ek die Here. Hou by my verby, dis jou agter my. Moet dit nie doen nie. Erken voor God vandag en vra, Here, verwyder elke versteekte trots in my. Verwyder daai sonde in my lewe wat niemand van weet nie. Verwyder dit in my lewe wat nie by U hoort nie, Here. Maak soos Dawid gesê het in Psalm 51, skep vir my 'n nuwe hart en siel, o Here. En begin in nederigheid voor die Here te lewe. Doen dit wat die Here van jou vra. Kom kry vergifnis. Wanneer hierdie ding in jou lewe inkom, en jy daarvan ontslaag geraak in jou lewe, dan sien jy wat dit vir jou doen. Kies vanmôre vergifnis by die Here. Kies leerbaarheid vir die Here. Kies sagmoedigheid. Word bietjie gebroken voor die Here. Die vyand kan nie 'n toegewyde hart oorheers nie. Iemand wat naby die Here is, kan die vyand nie aanraak nie. As jy ver is, dan kan die vyand jou aanraak. Maar hoe nader jy aan die Here beweeg, dan het hy geen vashou plek aan jou nie. Hy kan nie in jou vat nie. Want die vuur van die Here in jou lewe brand hom. Hy kan nie aan jou vat nie. Bid totdat jou gees weer lewendig word en die vuur van jou lewe oorheers, van God in jou lewe oorheers. Wanneer jy so bid, dan sal kettinge in jou lewe verbreek. En as dit nie help as jy die woord van die Here, dan vas jy en jy bid totdat dit gebeur. Want as baie van hierdie geeste wat nie belos nie, dit hou vas aan mense. Jakobus 5:16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Toe ons vir hierdie jaar so gepraat het oor hoe moet ek bid, toe sê ek vir die mense, dit het vir my eendag so gevoel, dit voel nog steeds so, dat oor Riebeek stad so dik mantel van sonde, wat mense weerhou om deur te breek in die teenwoordigheid van God. Maar hoe vuriger jy bid, hoe meer indringender jy bid, breek jy deur met die vuur van die Here tot in sy teenwoordigheid in. Maar pastoor, ek bid en dit voel vir my niks gebeur nie. Ja, dit gebeur nie, want jy bid nie deur nie. Jy bid die siel vas van sonde wat alles oorheers. Jy moet daardeur bid. Maar pastoor, ek het al gevra die Here het my help. Ja, ek kan nie die Engels studie van ons toe. Jy moet daardeur bid, jy moet die pad oop bid, dat die Here sy werk kan doen. Wanneer dit voel vir jou, jy kan nie loskom van hierdie goed wat jou vashou nie. Maak soos wat die Here gemaak het, Here Jesus, toe hy sat en verstaan het gesê, daar staan geskrywe. Ek is 'n kind van die Here. Hy het my siel verlos. Sit die helm van verlossing op jou kop en dra die swaard van die Gees. Dis die woord van die Here. Want hierdie woord wat die Here jou gegee het, hierdie Bybel, sny deur dinge in jou lewe wat jy nodig het. Stel God eerste. Jy kan nie wag dan sal jy nie wag om God in oorgawe te aanbid nie. Ek wil jou tog vra, en ek wil 'n beroep op jou doen. Raak ontslaaf van alle dingetjies in jou lewe wat jou weerhou om God te aanbid. Want wanneer jy God ten volle aanbid, gebeur daar dinge in jou lewe wat jy nie kan beskryf nie. Jy kan nie daaroor praat nie. Want jy weet nie wat om te sê nie. Dis net wonderlik. Voor jy soms, of wanneer jy baie tot God bid en hom vra om jou te help, voor jy baie keer vra om te help, dan gebeur dit al. En dit moet al heel al gebeur. Ons het dit so nodig.
Want my Vader in die hemel weet wat ek nodig het. Maar ons bid baie te min. Dan sal jy, wanneer die Here jou losmaak van hierdie ou gemors in jou lewe, dan sal jy weer lus word om te bid. Jy sal lus word, en jy kan nie wag vir die Sondag se suiwer woord wat die Here jou wil gee nie. Jy sal weer 'n leersame gees kry. En die beste van alles is, jy sal 'n vrede kry in jou gees, wat hierdie wêreld nie kan verstaan nie. Jy vanaand jou kop op daai bed neersit, dan is daar vrede wat jou omvang. En dit maak jou aan die slaap, en jy slaap goed. As daar pyn in jou liggaam is, sal dit sommer verdwyn. Dis die vrede van God. Halleluja. Kan ek jou vra om jou oop te maak vir 'n oomblik? Ek weet nie, Vader, hoekom ek hierdie boodskap van hierdie ou stammes bring vanoggend. U weet nie. Want voordat ek geweet het, U geweet wie se lief. En Here, as dit net vir een persoon is, wat kan sê, ek wil daarvan ontslaan raak, het ons geweet, Here. En daarom is my gebed vanoggend in die naam van Jesus, dat U dit sal doen. Hemelse Vader, in die naam van Jesus Christus, bid ek nou, dat elke lamentante gees, Here, wat deur trots, rebellie en geestelike hoogmoed nou gebreek sal word in die naam van Jesus. Here, suiwer elke hart wat hier sit vanoggend. Maak elkeen skoon en suiwer voor U. Verwyder die arrogantheid van ek weet beter en wat mense van dit Here. Laat ons weer nederig voor U sal kom, Here. En laat U vuur elke verdraaide gees wat teen U bestemming veg, dit verbrand, Here. Vul ons vanoggend weer eens met nederigheid, onderskeidend vermoë en heiligheid en krag, Here. Want ons het dit so nodig. In Jesus naam is ons dit. En ons verklaar vanmôre elke ketting gebreek, elke sataniese onderdrukking is weg. My gebedsofferaltaar sal weer opgeryf word, Here, in Jesus se magtige naam. Amen.